So julle, vanmiddag het ons 'n gesprek en dit is 'n informele gesprek en die gesprek ons gaan praat oor wat gebeur as ons skool toe gaan. Maar ek wil baie graag hê ons moet eers vir 'n rukkie stil staan by wat is. Want dis die ding is, as ons so vinnig oorgaan met wanneer ons skool toe gaan, ons weet nie wanneer ons gaan nie, so omdat ons nie weet wanneer ons gaan nie, is dit baie moeilik om vooruit te beplan. So ek dink daar's 'n klomp goed wat ons eers in gedagte moet hou in ons beplanning vir teruggaan skool toe. So ek wil begin om vir jou te vra, hoe gaan dit met jou? Ek bedoel, hoe gaan dit regtig met jou? Daar waar jy sit, op hierdie oomblik met of sonder pantoffels, daar waar jy sit, ek weet nie hoe is jou kinders nie rondom jou op die oomblik nie, of dalk is hulle, hoe gaan dit regtig met jou? Want ek kan nie my indink, hoe kry julle as onderwysers, en ek skat as ouers ook hier, en ouers, ek is seker as ons kan applaus gee, dan kan ons applaus gee, 'n ongelooflike moeilike tydperk. Persoonlik, vir hulle self, nog steeds die moed van oortuiging het om hard te werk, hulle mors toe te werk, om klas te gee in 'n totale nuwe medium wat hulle moes aanleer, want baie onderwysers het nog nooit in 'n lewe op die internet skool gehou nie. So, en julle het dit gedoen. Ek bewonder julle vir julle moed, en ek wonder wat is die prys wat jy betaal, om elke dag so vrolik en vol krag en energie te wees vir ander mense se kinders. Ek wonder wat sê jou kinders. Ek wonder of jou kinders sê, mama's baie besig met ander mense se kinders as met ma se eie kinders. En ek dink dit gebeur soms. En ek bewonder jou. So kom ek vra, hoe gaan dit met jou regtig? Moenie vir my 'n duimpie wys nie, ek glo jou nie. Hoe gaan dit regtig met jou? Want jy het ook ewe skielik by die huis geland waar jy waarskynlik self moet was, kos maak, opwas, wasgoed was, ophang, afval, bære, kos maak, was, opwas, en so gaan ons aan. Maar te midde van dit, hou jy nog skool ook. En dan, jou eie kinders, jou eie gesin, jou eie gemoed. En as jy dan hoor, daar is die moontlikheid dat die skooldag verleng gaan word, dat die vakansies opgehef word, as jy dan ook hoor dat miskien is daar 'n 6-dag skooldag, miskien is dit nie 6 dag aan mekaar nie, en ek hoop nie 'n 6-dag skooldag beteken 'n 6-dag voldag skooldag nie, dan wonder ek regtig hoe gaan dit met jou. En ek wonder of jy besef dat die onderwyser wat uit daai klas uitgestap het, die onderwyser of onderwyseres wat in daai klas in gaan stap, nie dieselfde persoon is nie. Maar dis net jy, en jy's groot. En jy weet, jou gesin, wie is jou gesin? Wel, ek vergeet wat sy naam, Reder, sê nou die dag het ons 'n gesprek gehad oor sosiale welsyn, en sy het gesê, ek dink Siriana Reder, sy het gesê, gesin is jy en jou hond ook. Wat was jou ondersteuningsnetwerk gewees in hierdie tyd? So ek haal my hoed vir jou af, dat jy so besig is in hierdie tyd, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie stop, net vir 'n oomblik, kom ons stop die besigheid so klein bietjie, en kom ons dink gou aan die kinders, want die kinders wat uit jou klas uitgestap het, is ook nie die kinders wat weer gaan terugstap nie. Julle weet, vir baie mense, vir baie kinders, is 'n skool 'n veilige plek. En hulle was baie lank klaar by die skool. Dis 'n plek waar ek kos kry. Dis 'n plek waar ek veilig voel, waar die taalgebruik en die manier wat mense hanteer word anders is as by die huis. Hulle is lankal by die huis. Want ek wonder wat het daar gebeur. Ek wonder wat het agter die deure gebeur. Jy weet, miskien sit jy in 'n lekker groot plek, miskien sit jy in 'n baie klein plek, miskien sit jy baie mense in 'n baie klein plek. En as 'n mens kyk, ek is mal by die wetenskap. So as mens kyk na wetenskap en jy kyk na die basiese goed wat 'n mens nodig het vir 'n tydbom, is dit hoë druk en klein ruimte. En dis wat ons beleef het nou vir 'n hele lang ruk. So die kanse dat daar uitbarstings was in jouself, in jou huis, in jou omgewing, jou kinders uit die aard van die saak, is ongelooflik groot. En mense kry seer in hierdie proses. So miskien is jy een van daai bevoorregte mense wat 'n onderwyser of 'n onderwys is, wat 'n gesin het, wat ongelooflike gesin is, wat lankal baie mooi saamwerk, wat heerlike reëls en heerlike dissipline het, en die dinge loop mooi. Maar ek wil terwyl jy besig was om skool te hou, moes jy ook op 'n stadium saam met jou kind hulle huiswerk gedoen het. Hoe pas jy mens dit alles in? So dis tye, onderwysers, ek wil net vir julle sê, ek haal, wil ek so huil, silly, ek haal my hoed vir julle af. Gee my 'n oomblik. Ek dink die ouers ook,
Ek dink die ouers het besef, hulle engeltjies doen nie so heeltemal 'n engeltjie nie. Ek weet met die mense met wie ek praat sê, wow, ek het nooit geweet dit is so moeilik om 'n onderwyser of onderwyseres te wees nie. Wat ons moet onthou van hierdie kinders wat nou getuiskool word. Ouers wat met tuiskoolonderrig besig is al vir 'n hele ruk, is geskool in daai bedryf. Baie ouers het gekies om nie onderwysers te word nie. Hulle wou iets anders geword het wat nie 'n onderwyser is nie. En ewe skielik moes hulle ook 'n onderwyser of 'n onderwyseres geword het. Dis ongelooflik moeilik. So wat gebeur? Jy kan nie glo jou kind kry dit nie reg nie. Dan raak mense geduld op want wat's fout met jou? Of wat's fout met my dat ek nie vir my kind kan verduidelik nie. En dan wat gebeur dan? Mense frustrasie raak te veel en daar's 'n uitbarsting. So wat ek vir jou wil sê, is voor ons praat van wat gaan ons doen as ons terug gaan klaskamer toe? Want ons net eers 'n bietjie kyk wie gaan terug klaskamer toe. Dis onderwysers wat 'n ruskans gehad het, ek weet nie mooi wanneer nie. Want as daar nie vakansie gaan wees nie, onderwysers, hoe gaan julle die pad, hoe gaan julle die tempo hou? So ek is nie negatief as ek dit sê nie, ek staan in absolute bewondering as ek luister na die entoesiasme waar daaroor gepraat word oor die onderwys en dat julle gaan aanhou toetree en daar's net nog planne en nog planne en nog planne. Maar daar's iets heeltemal anders. So ek is bekommerd oor die kinders. Ek is bekommerd oor wie gaan terugstap in die klaskamer. Want baie ouers wat nou onderwysers geword het, was nie noodwendig die beste onderwysers nie. Maar weet julle wat? Daai kinders het die pappa of die mamma wat skielik onderwyser geword het. Hulle het hulle pappa of hulle mamma verloor. Dit was 'n geweldige verlies. So die kinders wat terugkom skool toe, is nie klein robotjies nie. Dis nie honde wat afgerig word vir een of ander skou of 'n ding nie. Ons het brose kinders wat terugkom na onderwysers toe, wat ek dink ook party broos is. En in hierdie broosheid met ons 'n nuwe toekoms skep. Dis nie maklik nie, maar 'n mens kan dit doen. En as jy Afrikaans is, kan jy dit verseker doen. Maar ek wil hê kom ons stop net gou vir 'n oomblik. Kom ons stop net die hoeveelheid aktiwiteit wat aangaan. Ek gesels nogal met 'n klomp mense en ek hoor van die ouers se kant af wat so sukkel onder die druk van die skole af om die kinders se werk gedoen te kry, saam met al die ander goed wat saamgaan met dit wat 'n mens by jou huis moet doen op hierdie stadium. Ek hoor van onderwysers wat onder druk is, want hulle kinders moet presteer. En ek dink dis waar ons moet begin. Ek dink ons moet ons hele benadering tot onderwys, moet ons asseblief weer 'n keer oordink. Is onderwys regtig 'n kurrikulum? Wat onderrig ons? Kinders of 'n kurrikulum? Ja, ons het albei nodig. Ons onderrig definitief kinders. So die kurrikulum is nie die pas aangee nie, want as die kurrikulum die pas aangeer word, is ons almal in ons kanon in hierdie jaar en ons kinders definitief, veral ons grondslagfase kinders. Want jy moet onthou, die kind wat uit jou klas uitgestap het, baie van hulle het reeds gesukkel. Daar was reeds 'n agterstand. En hoeveel van hierdie kinders se ouers was in staat gewees om hulle te ondersteun? So hoeveel van die kinders wat terugstap in die klas het behou? Dit is nog waar jy hulle gelos het laas keer. Wie van hulle het so 'n bietjie bygekry? En hoeveel van hulle het verloor wat hulle reeds gehad het, eenvoudig net omdat dit nie in stand gehou word nie. So dit is 'n ongelooflike komplekse situasie en ek bewonder die leierskap in onderwys in ons land op hierdie stadium. Is baie maklik om te kritiseer. Ek wil nie in hulle posisie wees op hierdie stadium nie. Jy weet as jy aan 'n pizza dink aan 'n pizza en dink aan een skyf. Nou so een pizza skyf is verteenwoordig gewoonlik dit wat ons weet, wat ons nie weet nie. Nou as jy 'n ander skyf in die helfte deursny, so nou het jy die helfte van een pizza skyf. Dit sê die navorsing vir ons, is hoeveel mense oor die algemeen weet. Nou as jy 1,5 pizza skyf uit daai hele pizza uithaal, dit wat oorbly, is soveel as wat ons nie weet, dat ons nie weet nie. So dis baie filosofiese ding, maar dis iets waaraan ons regtig moet dink. Daar's soveel goed wat ons nie weet nie, maar wat ons wel weet, is ons kan nie praat van getraumatiseerde onderwysers en kinders nie, want 'n trauma beteken iets is reeds afgehandel. Hierdie is nie afgehandel nie. En dis wat soveel mense soveel moeilikheid gee of moeite gee op die oomblik, want daar's nie vastigheid nie. Wat is vas op die oomblik? Waarop kan ek staan? En as ons nie al die werk gedoen gaan kry nie, gaan al die kinders aan die einde van die jaar dop en dis die ding wat ek wil bevraagteken.
Dis die ding wat ek wil bevraagteken. Hoe meet ons vordering in hierdie jaar? Dis ongewone jaar, ongewone omstandighede. Ons moet 'n nuwe maatstaf skep. Ekskuus, kan ek net gou 'n slukkie van. Ons moet heeltemal nie dink oor 'n totale nuwe maatstaf, en ek weet baie van hierdie absoluut uitmuntende Afrikaanse organisasies is reeds besig daarmee. Haal my hoed vir julle ook af. Om te kyk wat is die essensiële vaardighede per graad wat aangeleer en per vak wat aangeleer moet word. Die kurrikulum is vol, die kurrikulum is oorvol, ons weet dit. So ek is besig om my kop plat te dink, hoe kan ons op 'n baie in 'n 10 dae, so net om 'n tydperk te gee. Hoe kan ons in 10 dae 'n audit doen? Julle weet mense doen altyd 'n audit. So hoe kan ons 'n audit doen van wat meen graad R gekwalifiseerde, ervare en nuwe graad R onderwysers, graad 1's, 2's en 3's. Wat meen julle is die essensiële vaardighede wat 'n kind per leerarea en per graad moet bemeester in die jaar waarin jy skool hou op die oomblik? Want as ons dit kan bepaal, dan word die kurrikulum baie minder. Verstaan, leer, kom ons definieer gou leer, voor ek aangaan met die kurrikulum. Wat beteken leer? Leer beteken om aan te pas. Leer, die definisie wat ek gaan gebruik vandag, van leer is die vermoë om aan te pas. Elke mens op hierdie aarde is op die oomblik besig om te leer. Elke mens op hierdie aarde is op die oomblik besig om aan te pas. Daar is 'n hoop goed in die kurrikulum wat nie van waarde of toepassing is nie. En dis hoekom kinders so baie keer vra, hoekom moet ek hierdie leer? En baie onderwysers kan ook nie die vraag antwoord nie, want hulle wonder ook, hoekom hierdie kinders hierdie goed leer. So daar's kurrikulum wat kennisgedrewe inligting is, en dan is daar vaardighede. Ek wil julle vra, ek wil julle uitdaag. Ek gaan 'n platform skep, want ek is vrek nuuskierig om te hoor wat sê ons onderwysers en ons onderwyseres. Julle weet so baie. Ons moet vir julle vra. Julle is die ouens wat weet, wat is die essensiële vaardighede wat moet oorgedra word in die res van hierdie jaar? Want as ons dit bepaal kan kry, dan moet ons kyk, wat hiervan is reeds in plek en wat hiervan is nog nie in plek nie. As ons daaraan dink dat 'n kind in graad 4, soos grondslagfase, die gesprek gaan oor grondslagfase, graad 4 moet 'n kind met begrip kan lees. Wiskunde 'n klomp ander goed ook kan doen. Met navorsing kan doen en 'n klomp ander goed ook. As hy nie kan lees nie, kan hy niks van die ander doen nie, insluitende wiskunde. Maar julle weet, partykeer doen 'n kind goed in wiskunde, beter in wiskunde, maar hy kan dan nie Afrikaans of Engels, hy kan nie sy taal lees nie. Al wiskunde lees is 'n makliker lees behalwe as daar woordsomme by is. Want syfers is baie meer konsekwent as taal en woorde. Verstaan julle, ons het tyd om ons kinders te leer om ordentlik te lees. Maar kom ons haal uit wat nie essensieel is nie, en ons kom by vaardig kennis. Kom ons kyk wat is die vaardighede wat aangeleer moet word, want dit is baie minder. En dan begin ons, in plaas daarvan dat elke ou so parallel werk, dit breek my hart om te dink in hierdie tyd, hoe hard werk die onderwysers en die onderwyseresse om lesse en temas te dupliseer. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons nie soos wat Manelna nou so mooi vir ons verduidelik het? Hoekom het ons daai plek waar ons gaan neersit en kan gaan haal, sodat ons tyd kan benut? En hierdie is die essensie van wat ek vandag wil sê. Dit gaan nie oor kennisoordrag nie. Dit gaan nie oor 'n eksamen nie. As ons gedryf word deur 'n kinders kry om 'n eksamen deur te kom, dan dink ek moet ons oorweeg om harrigs te gaan verkoop, wanneer ons weer harrigs kan gaan verkoop. Want dis nie waaroor onderwys gaan nie. Onderwys gaan oor die ontlokking van 'n kind se weet en die vorming daarvan. David Feuerstein het dit ongelooflik goed gesien na die Wêreldoorlog, toe die mense in Israel so baie weeskinders gehad het. Toe David Feuerstein gesê, al wat 'n kind regtig nodig het, luister baie mooi, is 'n omgee grootmens, 'n omgee persoon wat die wêreld kan omsluit en dit betekenis gee. Jy hoef nie die name van die wolke te ken nie,
Hulle hoef nie te weet wat is al die funksies van dit en dat en die anders nie. Het hulle duim en het hulle indeksvingers, want dan kan hulle sulke inligting bymekaar maak. Inligting is een ding. Vaardighede is iets totaal anders. Maar luister baie mooi wat David Feuerstein gesê. Hy het gesê die onderwys begin by 'n omgee groot mens. En as ons almal so spaander om lesse voor te berei, en daar is ook die faktor wat ons mekaar moet sê, van hierdie skool moet tog net soveel beter doen. Die kinders by hierdie skool moet tog net soveel beter doen as by 'n ander skool. Hoe kan ons nog aan sulke nonsens kompetisie aandag gee as dit gaan oor die vorming van 'n kind? Ons moet ons hande losmaak met hierdie verskriklike hoë aktiwiteit, sodat ons in die klaskamers baie krag en energie oor het om brose kinders te gaan haal waar hulle is. Ons moet agterkom waar is hulle, emosioneel en op 'n intellektuele vlak natuurlik ook. Maar ons moet hulle gaan haal waar hulle is, en daarvoor het ons onderwysers krag en energie nodig. Daarvoor het ons ouers krag en energie nodig om te weet, wat moet ek met my kind doen en wat moet ek nie met my kind doen nie. Ek sien boodskappe wat nogal rondvlieg van verskillende skole wat werk huis toe stuur vir dieselfde ouderdomsgroep of vir dieselfde graad. Die standaarde is so verskillend. Dit is so ongelooflik verskillend. Ons moet ophou met hierdie nonsens. Ons soek as jy Afrikaanse soek jy nie. Jy weet, we're not looking for. Ons soek nie. Maar ons is op soek na oplossings wat hierdie groot aktiwiteit kan stop, sodat ons ongelooflike goeie lesse het, sodat ons ongelooflike goeie apparaat het, wat reeds bestaan. Maar dit moet op een plek wees, nie op 70 plekke nie, want ons mors tyd om op 70 plekke te soek. En ons moet ons ondersteunings, ons emosionele vaardighede, ons moet ons onderwysers emosionele intelligensie lig op hierdie stadium, want ons gaan nie klein robotjies, en ek praat grondslagfase, ons gaan nie klein robotjies terugkry, wat ons net kan herprogrammeer en aangaan nie. Ons gaan kinders kry, wat weer op die mat moet kom sit, naby ons, en ons kan nie naby mekaar wees nie. Ons moet op 'n plek kom, waar kinders in die klas kan kom, waar ons vir hulle 'n drukkie kan gee, ons kan nie vir hulle 'n drukkie gee nie. So alles wat inherent mens is, om weer iemand veilig en gekoester te laat voel, kan ons nie op hierdie stadium doen nie. So dit vra baie ander vaardighede van ons onderwysers, as net om leerinhoud oor te dra. Dit vra dat ons opnuut moet dink, hoe maak ek kontak met elke kind? Hoe skep ek 'n manier van groet, as daai kinders by my deur inkom, hulle kom by die deur, as daai deur, gaan dit dieselfde deur wees. Gaan die kinders, onthou alles wat vir jou sekuriteit gee, alles wat dieselfde is, gee sekuriteit. En dit gee jou 'n gevoel van emosionele welstand. Dit gee vir jou 'n gevoel van geborgenheid. Gaan my juffrou nog by ons klas wees, en as ons daai deur oopmaak, hoe gaan my klas lyk? Die klas gaan anders lyk. So dit skep weer 'n mate van trauma, want daai veilige plek waar ons op pas was, is nie meer die plek wat dit altyd was nie. So ons moet nou in 'n klaskamer, en hier begin ons nou oor die eintlike onderwerp van vandag. Die klaskamer moet 'n nuwe tuiste word. 'n Mens moet soveel beplanning insit in hoe gaan my klaskamer werk? Hoe gaan ons met hierdie groot hoeveelheid leerders wat ons in 'n klein plekkie moet sit, gaan ons dieselfde les 2 keer aanbied? Gaan ons in die skoolsaal begin aanbied, waar lesse aanbied waar kinders verder uitmekaar kan sit om die essensiële inligting te kry? Gaan ons korter skooldag hê dat hulle dan huis toe gaan en saam met hulle ouers verder gaan werk? Gaan ons die TV inspan? Want kom ons sê dit vir mekaar, ons weet nie of ons in Julie teruggaan met grondslagfase nie. En as jy dink dat grondslag fondasie, die ou fondasie, die fondasie van 'n huis, kom ons dink aan die ontwikkeling van die brein as 'n huis. As die fondasie nie in plek is nie, hoe gaan die res van die mure staan? Hoe gaan die vensters en die deure pas in skewe mure? Hoe gaan ons by die dak uitkom? Want besef julle, leer, simboliese leer, en as ons praat van leer op skool, praat ons altyd van simboliese leer.
Dit gaan oor simbole, die alfabet, dit gaan oor getalle, dit gaan oor leestekens, dit gaan oor bewerkingstekens, dis alles simbole, niks van is regtig nie. Gee my 'n A. Nee, nie vir my prentjie teken van 'n A nie. Gee my 'n A. Waar plikke kom? Waar groeie kom? Waar bestaan 'n ar? Hy bestaan nie. Dis 'n abstrakte ding. Gee my 3. Nee, nie 3 vingers nie. Nie 3 potlode nie. Nie eers 3 lekker, nie eers 3 lintsjokolade nie. 3 bestaan nie. Dis 'n abstrakte konsep. 3 lekkertjies bestaan. Maar verstaan julle, dis wat skool en dis wat grondslagfase so ongelooflik moeilik maak. Want dit is die tydperk wanneer 'n kind graad R in graad R nog konkreet moet leer en die enigste simbool wat hy leer in graad R, as ek die CAPS dokument reg lees, is hy met sy eie naam kan skryf, net sy naam, nie sy van nie. Hy moet nie een kan skryf nie, hy moet geen ander woord kan skryf as sy eie naam nie, want in graad R ontwikkel ons die oor vertaal. En in graad 1 ontwikkel ons die oog vertaal. En ons sukkel in graad 1 en 2 en 3 tot 12 en daarna, omdat die oor nie gereed is vir leer nie. Ek kan vir julle nou sê, daar's 5 goed, net 5 goed, wat ouers met 'n voorskoolse en 'n graad 1 kind moet regkry op hierdie stadium. Net 5 goed. Die een is spiertonus, want as hulle nie regop kan sit nie, dan gaan 'n groot klomp konsentrasie na die lyf toe en 'n klein bietjie konsentrasie gaan 'n aandag gee aan wat die meneer of die juffrou vir my sê. Die kinders het nie meer aandagafleibaarheid as van tevore nie. 'n Groot probleem is dat ons kinders fisies nie in staat is om stil en regop te sit vir 'n ouderdom toepaslike tydperk nie. 'n Ouderdom toepaslike tydperk beteken by ouderdom, so as ek 6 jaar oud is my ouderdom plus 5. So as ek 6 jaar oud is, moet ek vir 11 minute kan regop en stil sit. So as my lyfie regop en stil is daar 'n klein stukkie konsentrasie wat na my lyf toe gaan en 'n groot hoop konsentrasie wat wat meneer of juffrou nou vir my sê toe kan gaan. Dis nie wat gebeur nie. Kinders kan nie stil en regop sit nie. En ek praat nie van 'n soldaat nie. Ek praat van fisiese beheer. So ouers moet met hulle kinders speel, pappas moet met hulle kinders stoei. Hulle moet gaan soek vir ou bande en rol hulle en spring in hulle en spring oor hulle en maak hindernisbane. Die kinders se spiertonus moet ontwikkel. Want hoe minder 'n kind beheer oor sy fisiese lyf het, hoe minder konsentrasie is beskikbaar vir simboliese leer hierbo. 'n Kind moet 'n sin vir rigting ken, van waar is links en regs en bo en onder. Hulle moet dit weet. Want as hulle dit nie weet nie, hoe pas jy die A tussen die K en die T? Hoe weet jy in watter rigting om te lees? Hoe weet jy waar moet jou oogies fokus op 'n bladsy? So ruimtelike oriëntasie, daai tweede vinger is ongelooflik belangrik. As hulle nie weet as hulle nie hulle lyf kan stil hou nie, hulle het nie 'n sin vir rigting nie. Dit wat ons in die skool doen, het alles met 'n sin vir rigting te doen. Van links, so ek weet nie as ek nou so vir jou verduidelik of ek my hand van links na regs op jou skerm al dan nie, maar ek bedoel alles beloop van links na regs en van bo na onder. So 'n kind moet 'n sin vir rigting ontwikkel en hy moet taal daai lang middelvinger. So hierdie is spiertonus sodat hulle stil en reg kan sit. Hierdie is 'n sin vir rigting grondslagfase, want sonder 'n beheer oor my lyf en 'n sin vir rigting is dit haas onmoontlik om die simbole van 'n taal baas te raak. Want as my lyfie rond draai simbole ook saam met my rond. Want 'n kind besef nie, 'n simbool is nie soos ek en jy wat kan ronddraai ons bly dieselfde ding. 'n Koei wat die kant toe kyk, nee, ek sê nie jy's 'n koei nie. Wat ek daarmee sê, of 'n koei die kant toe kyk of daai kant toe of die kant toe of die kant toe, of ek of jy die kant toe, die kant toe, die kant toe of die kant toe ding, dit bly 'n koei en jy bly jy, maar 'n letter doen dit nie. So as 'n kind nie 'n sin vir ruimtelike oriëntasie het, met ander woorde, eers my lyf moet eers stil wees, want as my lyf nie stil is nie, kan ek nie die rigting van ander goed bepaal nie. Ek kan nie bepaal waar is dit en watter rigting moet hulle beweeg nie. Dieselfde ding gaan met taal. Kan jou kind ordentlik praat? Goeie griet. Praat, hê 'n bietjie 'n gesprek met jou kind en hoor of jou kind hulle self kan uitdruk. Het jou kind die basiese taal gebruik? Want jy moet eers 'n taal kan praat voor jy 'n taal kan lees. So kan jou kind in vol sinne praat? Kan jou kind
duidelik praat. Ons het 'n paar jaar terug 'n opleiding gedoen in Bloemfontein en die ATKV het vir ons ewe dierbaar het hulle vir ons kinders voorsien aan die onderwysers wat opgelei was in daai stadium in skoolgereedheid. En so elke ou die geleentheid gekry om tydens die kursus 'n kind te toets, sodat mens ervaring kan opdoen, sodat jy jou vrae kan vra, sodat 'n mens met bevoegdheid uit die kursus kan wegstap. En so toets ons toe nou almal in Afrikaans. Daar's toe een kleintjie te veel. Ek kon nie vir die juffrouens kyk nie. Ek toets toe ook. En daar's 3 taalvrae gewees. Die een vraag was: wat maak jy as jy moeg is? Wat maak jy as jy honger is? En wat maak jy as jy koud kry? 3 vrae. Ek vra vir die kind: wat maak jy as jy moeg is? Sy sê: ek vat my kombers. Ek dink, okay. Wat maak jy as jy honger is? Ek vat my kombers. Wat maak jy as jy koud kry? Ek vat my kombers. So wat doen ek? Ek gee vir die eerste een, dis korrek, die ander 2 is ontoepaslike antwoorde. Nee, dit wys my onkunde. Want toe die hele groep onderwysers bymekaar is en ons kom by daai deel van die opleiding en ons bespreek wat het die kinders geantwoord, toe besef ons maar baie van hierdie kinders het presies dieselfde antwoord gegee. En toe daar 'n juffrou wat opgestaan het wat my hart ontroer het en toe sê sy: maar weet jy, as jy regtig arm is en jy kry koud en daar is nie 'n vuur nie en daar's nie 'n verwarmer nie en daar's nie ander goed nie, dan vat jy jou kombers. En as jy moeg is en jy kom uit 'n omgewing waar dit nie so baie maklik gaan nie, jy het nie noodwendig 'n kamer nie, wat nog van, jy het nie noodwendig 'n bed nie, dan vat jy jou kombers. Dis 'n toepaslike antwoord. En wat daarvan as jy honger is en 'n kind sê ek vat my kombers? As jy ooit regtig arm was of iemand ken wat regtig was, dan sal hulle vir jou sê partykeer stuur hulle die kinders om te slaap, sodat hulle nie so baie vra vir 'n kos nie, want miskien as hulle slaap, dan kan ons 'n plan gemaak kry. Dis toepaslike antwoorde. Een van die goed in die onderwys wat ons vierkantig in die oë moet staar, is ons arrogansie, want ons dink ons weet alles. Ek weet definitief nie alles nie. Ek weet baie min. Onthou julle daai pizza? Onthou julle daai halwe sny van die pizza? Nou sny ons omtrent so 16 keer nog, daai halwe sny. Ek dink dis soveel as wat ek weet. Dis ongelooflik min. Maar wat my hart vir my sê, is dit gaan moeilik met ons kinders. My hart sê, dit gaan moeilik met ons onderwysers. Dit gaan moeilik met ons ouers. Ons moet ophou met ons druk. Ons moet seker maak, voorskool, ons die druk afhaal. Die kinders is nie veronderstel om te lees en skryf nie. Hou op met daai druk. Ons kneus ons gekneusde ouers en ons kneus ons gekneusde kinders. Ons is nie besig om hulle te help om te lees nie. Ons is besig om hulle die wonder van lees te ontneem. Ons moet seker maak hulle het spiertone as ouers. Ons moet seker maak hulle ken hulle sin vir rigting. Hulle moet hulle links en hulle regs ken, sonder huiwering. Hulle moet kan hulle self uitdruk in duidelike mooi taal. So kom ons liedjies en versies sing. Dit is 'n baie spontane, natuurlike manier om woordeskat uit te brei. En daai 4de vinger, luister die eerste keer. Ek dink dit is die heel moeilikste ding wat 'n ouer vir hulle kind op hierdie stadium kan leer. Bere die werksvelle voorskools. Leer jou kind om die eerste keer te luister. Jou kind gaan nie net vir jou moet luister, die kind gaan weer terug in 'n klas. En die laaste ding vir die voorskoolse onderwysers, vir die ouers van voorskoolse kinders, is leer jou kind 'n ordentlike potloodgreep. Nie daai duim en die middelvinger en enige ander variasie nie. As mens kyk na die neurowetenskap, sê die duim en die wysvinger wys vir ons. Daai 2 vingers is reg langs mekaar. Doen dit gou saam met my. Sit jou duim en jou wysvinger bymekaar, dan sit jy jou duim en jou middelvinger bymekaar. Maar eers duim en wysvinger. Dan maak jy so, maak 'n sirkel, dan beweeg jy jou vingers. En voel, hoe gaan dit? Hoe voel jou vingers? Dan sit jy jou duim en jou middelvinger bymekaar en dan maak jy so. En dan voel jy, is daar dieselfde vaardigheid in die duim en wysvinger as die duim en die middelvinger? Dis nie dieselfde vaardigheid nie. 'n Potloodgreep is nie die alfa en die omega nie. En ons het nie tyd in graad 1, graad 2, graad 3 en vir die res om 'n potloodgreep reg te maak nie. Maar dis dieselfde beginsel as ek kan nie stil sit nie, is 'n verkeerde begrip. Is 'n verkeerde greep op 'n potlood. Te veel konsentrasie moet na die fisiese komponent van die aksie van skryf na toe gaan. Te veel konsentrasie moet gaan na oogbewegings. So wanneer jy met jou vingers werk, kyk jou oë in elk geval, so jy maak die vingers en die oog gelyktydig sterk. En as ons dit reg gekry het, dan gaan klein stukkie konsentrasie
na die greep van die potlood en die aksie van skryf toe. En 'n groter klomp konsentrasie gaan na wat is ek besig om te skryf. Voorskoolse onderrig is op 'n baie vreemde plek op die oomblik. En ek wil voorskoolse onderwyseresse aanpor en aanmoedig en ek wil eintlik smeek. Asseblief bly by voorskoolse konkrete leer. Gee hulle daai eerste 5 jaar, die eerste 5 en 'n half jaar, as hulle 6 is, spring hulle hier oor 'n verskriklike groot gaping. Voorskools moet ons kleuters reg kry om in hulle taal waarin hulle onderrig gaan word te kan absorbeer in terme van die simbole. As 'n kind 6 jaar oud is, as hy 5 jaar oud is, moet hy 5 minute kan konsentreer op een taak waarvoor hy nie noodwendig lus is nie. Maar as hy 6 jaar is dit 11 minute. So die oomblik as ons daai sprong gemaak het, word die verwagting baie meer. Ons kneus ons kinders foos en ons ontmoedig hulle om hierdie wonderlike wêreld te betree van simbole van leer. En dan as hulle, so as ons by die graad 1, graad 2, graad 3, as ons terug gaan skool toe, ons moet terugkyk. Watter van ons kinders is waar? Ek wil amper vir julle voorstel, as ons teruggaan in graad 1, gaan terug na 'n perseptueel metodiese program toe. Maak weer seker, daai graad 1s voel, maar ek kan hierdie goed doen, voor ons weer by die deel van die werk kom, wat hulle nie kan doen nie. So, as ons dink aan die brein, want dit is op hierdie stadium, is die wetenskap en dit wat ons leer van die brein, en dit wat ons leer van die brein is ook aanvegbaar, want jy hoor baie verskillende stories, maar daar is sekere goed, wat tog vir 'n mens baie sinvol is. En een daarvan is, as 'n kind nie fisies veilig voel nie, kan 'n kind nie emosioneel, sit jou hande so bymekaar, hierdie is sensories motories. So ek hoop hierdie is links op jou skerm, sensories links, motories regs. Hierdie is fisiese ontwikkeling. En as jou kind nie 'n fisies, sensories motories lekker ontwikkel is, sodat hierdie hande lekker stewig staan nie, dan beweeg jou hande uitmekaar, jy kan jou elmboë sak, dan sit jou vingerpunte teen mekaar, laat sak jou vingerpunte, laat jou naels, die onderstuk van jou naels aan mekaar raak. En dan kyk jy, wat het jy nou net tussen jou hande geskep? Aardjie. Want jy sien, emosionele ontwikkeling kom eers as daar fisiese stabiliteit en sekuriteit is. In terme van jou kind se lyf, ons praat van die klaskamer ook nou, maar die fisiese klaskamer, wat gaan 'n kind daar vind en hoe gaan dit werk? Dis ongelooflik belangrik. En wie's my juffrou en hoe gaan dit met my juffrou? Is my juffrou uitgemergel? Is my meneer uitgemergel? Of gaan dit goed met hulle? Is hulle vol krag en energie? Want hulle gaan ongelooflik baie moet gee op 'n emosionele vlak. Hulle gaan moet kyk hoe gaan dit met elkeen van ons en hulle gaan moet gee en verduidelik en weer verduidelik en weer verduidelik. En hulle gaan moet diferensieer dat dit klap. Want die kinders was nie in dieselfde klas. Die kinders was nie op dieselfde vlak nie. Nou minder as ooit. Ons gaan al hoe meer moet diferensieer. En vir elke ek gaan sê vak, leerarea gaan ons ook moet diferensieer, want die kinders is nie almal op dieselfde plek. Dit is totaal 'n ander manier van dink in groter ruimtes, wat gaan vra verder, en dan het ons nog nie, jy sien, as jy jou hande laat sak, as jou vingers insak, nou kom ons eers by die denkbrein, wat iets te doen het met die simbole van 'n taal. Hierbo waar my vingers nou is, hierdie twee vuiste is die linker en die regterbrein. Maar die linker en die regterbrein is nie al wat ons het nie. Ons het 'n agterbrein wat hier by jou duime is, en ons het 'n voorbrein wat hier naby die skerm is. En al daai dele van die brein is betrokke by skoolwerk. Maar dit kan net betrokke wees by skoolwerk as die hart in plek is en as die fisiese lyfie en die fisiese ruimte gereed is vir dit wat ons gaan aanbied. So, ons kan op 'n ander keer praat oor dissipline, want 'n mens vra outomaties, hoe gaan ons kinders dissiplineer, want hulle gaan ongedissiplineerd daar aankom? Nee, hulle gaan getraumatiseerd daar aangekom. Hulle gaan gekneus daar aankom. So dit gaan moeilik wees om kinders te kry om saam te werk. Ek is nie negatief nie, ek's 'n aardsrealis.
En ek hou nie daarvan om iets te vermy net omdat ek 'n positiewe prentjie wil hê nie. Ek weet ons kinders gaan nogal 'n handjievol wees. Ek weet hulle gaan sukkel om saam te werk. Maar ons het en dan is ek verstom as ek lees dat mense sê haal tog nie die musiek en die fisiese beweging en die kuns uit die kurrikulum. Jy weet dit maak die kurrikulum oorvol. Wat is dit wat vir jou en vir my op die oomblik aan die gang hou? Dis die mooi musiek. Dis die mooi prentjies wat ons sien. Dis die kunste wat ons aan die gang hou. Ons gaan dit nie uit die kurrikulum kan verwyder nie. Ons gaan dit moet inbring in jou klas in. En ons gaan liedjies sing en versies opsê van wat ons ken, al is dit die kindergoed. Net sodat hulle weer 'n gevoel kry, maar ek weet en ek ken. Want die oomblik as ek weet en ek ken, is my hartjie besig om te sê, "Wow, ek kan weer 'n bietjie ontspan." En die oomblik as my hartjie sê, "Wow, ek kan weer 'n bietjie ontspan," dan gebeur daar 'n klomp goed in die brein. Konsentrasie verhoog, geheue verbeter en motivering om te leer verhoog outomaties gelyktydig. So ek stel voor, as ons teruggaan, gaan ons terug na 'n geordende, skoon, mooi klas. Nie propvol klas nie. Kinders moet nie nou oorweldig word nie. Kinders moet gekoester word. Ek wil oor jou praat ook en hoe jy lyk as daai klasse deur oopgaan. Maar wag bietjie. Kom ons praat eers oor die omgewing. En dit is goed beplan en dis georden en dis mooi en dis netjies en dis skoon. Ja, dis higiënies natuurlik ook. Maar dit is mooi, want mooi gee hoop. En jy lyk mooi. Werk daaraan. Weet julle dat wanneer daar oorlogstye is, sê navorsing, die verkope van lipstifie skiet die hoogte in. Hoe banaal is dit? Maar weet julle wat is die ding van lipstifie? Nou is 'n storie, wie is dit wat dit vertel? Ek dink dis Rabel. Hy het 'n storie vertel van met die konsentrasiekampe. Toe was daar, hulle het gewag vir mediese voorraad en vir klere en vir kos en 'n klomp goed. Toe kom daar 'n trok lipstifie by Auschwitz aan. Weet julle dit aan? Die mense se kos, mediese goed, klere, lipstifie. Maar dis weet julle wat? Dit was ongelooflik wat dit vir die gees van die mense gedoen. Want mooi inspireer hoop. Mooi gee hoop. Waar daar wanhoop is, waar daar lelik is daar wanhoop. Waar daar wanhoop is dit lelik. So mooi is belangrik. Nie met nuwe verf, nie met nuwe frilletjie gordyntjies en allerlei goed soos dit nie, maar skoon en netjies en vol liefde. Daai klas moet so vol liefde wees. Hulle moet dit voel as hulle daar instap. En dan begin ons saam beweeg en saam sing. Want wanneer ons saam beweeg, dink julle masseer nogal. Dit sal lekker wees as soldate masseer. Soldate masseer nie, soldate marcheer. So lekker lag julle nou vir my. Maar hoekom dink julle marcheer soldate? Ek het geleer. Nou wil ek sommer soldate ook sê. Ja, dan druk ek sommer nog 'n bietjie water en hierdie is regtig net water. Maar soldate masseer. Dan doen ek dit weer. Marcheer. Ek het daai woord baie lanklaas gesê. Weet julle hoekom doen hulle daai ding? Hulle doen daai ding want dit is 'n natuurlike manier om groot groepe mense te kry om saam te werk. Groot groepe mense te kry om as 'n eenheid saam te werk. Dis wat ons in ons klasse wil hê. Ons wil sing en ons wil saam beweeg. En wanneer ons saam beweeg, hoe beweeg ons? Ons wil saam beweeg op dieselfde manier. En ek gaan vir julle klomp, daar's 'n klomp goed wat ons vir julle wat gratis verniet op die web reeds is. Ek gaan vir julle klomp ander goed ook gee as julle wil hê. Maar eenvoudige bewegings. Ek het mindfulness bewegings geskep, maar dis nie 'n geskepte ding nie. Ek het dit nie uitgedink nie. Ek is te lui daarvoor. Ek het eenvoudig gekyk na die tydperk wanneer die brein die meeste groei en dis voor 'n baba 1 jaar oud is. Wel 2 jaar spesifiek, maar die grootste groei is voor hulle 1 jaar oud is. En ek het gekyk wat maak babas in daai tyd. Want iets wat babas dan doen, beïnvloed die groei en die ontwikkeling van hulle brein en hulle beweeg non-stop. Hulle hou net nooit op nie, maar hulle beweeg nie net lukraak nie. Hulle het baie spesifieke bewegings wat lei tot mylpale en die mylpale, so kom ons bebaba gemet. Die lei van mylpale is krities belangrik in die ontwikkeling van die brein.
So ons gaan nie nou terug na die baba fases toe nie, maar ons pas dit toe in Mindmoose, ons gebruik dit in die klaskamer. Om wanneer ons 'n liedjie sing, dan beweeg ons eers die een arm en been en dan die ander arm en been. En dis moeilik in die begin. Maar ons moet daai koördinasie reg kry. Van eers die een kantste arm en been en die ander kantste arm en been. Want so aktiveer ons die teenoorgestelde kante van die brein. En dan as ons dit reg kry, dan gaan ons oorkruis terwyl ons liedjie sing. En dit is so ongelooflik lekker wanneer ons kinders saam begin beweeg op watter manier ook al. Julle weet hierdie, ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. Wanneer daai kinders saam marseer, gaan ons weer. Dis wonderlik, want hulle voel ek behoort. Ek is tuis. Hier voel ek weer veilig. En weet julle wat gebeur? Woeps, gaan die huisbak in die brein op na die dinkdeel van die brein toe. En nou kan ons sit, ons entjies uitmekaar uit, en nou is my brein wakker, en nou is ek gereed om te leer van die simbole van leer by my juffrou. Daar is honderde ander goed wat ons oor kan praat. Die belangrike ding is, daar moet reëls wees, en dissipline moet nie ons eerste fokus wees nie. Samewerking moet ons eerste fokus wees. Veiligheid is ons nommer -1. Hy kom heel voor nommer 1. So, veiligheid in terme van higiëne natuurlik, veiligheid in terme van emosionele veiligheid, en dan kom ons by daai liefdevolle omgewing, waar 'n kind voel, maar hier pas ek, hier hoort ek, hier kan ek leer, en nou kan ons kyk, nou wat was daai essensiële vaardighede, nie kurrikulum inhoud nie, essensiële vaardighede wat ons geïdentifiseer het, wat ons hierdie jaar op fokus, en nou is ons kurrikulum baie dunner, baie skoner, daar's baie meer ruimte, nou is daar ruimte vir diferensiasie, nou is daar ruimte, waar ons die kinders, wat sy ouers baie mooi saamgewerk het, en julle programme gevolg het, my kinders is 'n klomp ander kinders ver vooruit, wat gaan ons met hulle maak? Ons kan hulle nie terughou nie, daai kinders gaan vorder, en hulle gaan mooi vorder, maar daai kinders is die kinders, wat nou die ander kinders kan help, dis is ons sosiale vaardighede ontwikkel, verstaan, hierdie uitskiet kinders met die hoë IQ, by swak interpersoonlike verhoudings, daar's nie meer ruimte daarvoor in hierdie wêreld waar ons nou gaan leef nie. Ons gaan leef, ons is hier vir mekaar, en ons gaan vir mekaar ondersteun. Ek het ongelooflike respek en waardering vir jou as onderwyser wat gekies het om jou lewe te wy aan ander mense se kinders. Jy wat jou vakansie, wat toe nie 'n vakansie was nie, opgeoffer het, om 'n nuwe vaardigheid, 'n nuwe medium aan te leer, en nie net aan te leer nie, te bemeester, sodat jy ander mense kan bereik, en aanhou skool hou, want dis hoekom jy onderwyser geword het. Ek haal my hoed vir jou af, dat jy nie jou gesin afskeep nie, dat jy net soveel tyd met jou eie kinders spandeer, dat jou huis ook in orde is. Maar ek wil nou vir jou vra, terwyl ons hierdie kritiese vaardighede so bymekaar maak, miskien is ek regtig agter ons in die kraal, miskien is dit lankal gedoen en ek weet net nie daarvan nie. Onthou, ek weet so die 16de van die halfsnytjie van die hele groot pizza, so miskien bestaan dit reeds. Maar terwyl ons al hierdie essensiële vaardighede dit bymekaar maak en dit deel en ooreenkom, wat is die kriteria wat nodig is vir 'n kind om aan te gaan na die volgende graad of volgende jaar? Wil ek eintlik vir jou vra, as onderwyser, en vir jou of ma of pa wat nou kyk, as ouer, te lê so bietjie meer in die emosionele, en so klein bietjie minder in die kognitiewe vir die volgende 4 dae, 5 dae, tot maandag. So bietjie minder skoolwerk, so bietjie meer, kyk mekaar in die oë. Kyk wat maak jou kind as jy aangeloop kom, koes hy? Of is hy bly om jou te sien, en kom hy nader, want hy weet hy's welkom. Kom ons kyk hoe maak ons eie mense. Kyk bietjie in die spieël, hoe lyk jou oë? Kyk 'n bietjie of jou oë blink, en as dit nie doen nie, wees gaaf met jouself, luister musiek, geef vir jouself 'n drukkie. Dit is die lekkerste ding, o ja, ek het vergeet om te sê, nommer 1,5, is wanneer die kinders in die klas kom, leer ons vir mekaar, ons kan mekaar nie druk nie, maar ons kan onsself druk. Ons maak daai lyfies moet so regop en sterk, maak haar arms wyd oop, en sal jy dit saam met my doen, asseblief? Net daar waar jy is. Sal jy lekker diep inasem, so groot inasem, maak jou eie arms lekker wyd oop, sal staan,
stadig inasem, nie snak na jou asem nie, ons doen dit weer. So, al rustig en diep inasem, kom jy by die onderste stukkie van jou longe. Maak jou arms wyd oop, wyd oop, wyd oop. Haal stadig uitasem, stadig uitasem, stadig uitasem. En gee jouself 'n drukkie. Gee jouself 'n drukkie. Niemand anders kan nou noodwendig vir jou 'n drukkie gee nie. Gee jouself 'n drukkie. Jy doen so goed. En jy doen so baie. Kom ons doen dit weer. Groot asem in, stadig. Stadig uitasem, stadig uitasem. Uit. Nog. Weer stywe drukkie, vingers teen die lyf. En nou het jy so lekker diep uitgeasem. Nou is daar plek vir meer. Groot inasem, groot uitasem. Groot uitasem. Kom ons gee onsself 'n drukkie, sodat ons mekaar in die oë kan kyk, dat ons saam planne kan maak, want dis wat nou nodig is. Dankie.